Goeiemôre geliefdes in die Here Jesus Christus. Ek groet u in die naam van Jesus en ek nooi u om na hierdie video nommer 3 te luister in die reeks Heers dan. En die titel is Dis tyd om standpunt in te neem. Ernstige boodskap en ek raai aan en ek nooi u om ernstig te luister. Regtig te probeer om elke woord te weeg in u hart en laat u hart oop wees vir die Heilige Gees om met u te praat en dat u sal toelaat dat die Here vir u oortuig van wat hy weet u nodig het om die oortuiging daarvan te kry. Kom ons spring weg met 'n gebed. Vader, ons dank u in die naam van Jesus dat ons na u toe kan kom. Dat ons hierdie lering, hierdie sessie aan u kan opdra en vra dat u deur die krag van die Heilige Gees sal werk, dat u die evangelie van Jesus Christus duidelik sal maak en dat u in die harte van die luisteraars sal werk en dat hierdie video 'n kragtige rol sal speel om u koninkryk uit te brei en u kosbare mense vir wie u gesterf het, vir wie u so lief het, dat u vir hulle 'n beste kans sal gee om u evangelie reg te verstaan en dat die oortuiging van die Heilige Gees hulle maak dat hulle die regte besluite sal neem, dat standpunte ingeneem sal word ter wille van hulle eie redding en hulle eie toekoms as kinders van God. Seën ons nou tot eer en verheerliking van die naam van Jesus. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Die kerk is wel beroof en geplunder oor baie jare heen. En baie gelowige individue het op een of ander wyse groot verliese al gely. Maar baie min van hierdie gelowiges is ooit bewus van wat hulle gely het en wat die waarheid is en wat die taak is van die kerk. Wat het die Here ons voor geroep en waarvoor het hy ons gestuur om wat te doen? Die taak gaan eintlik oor om te heers te midde van die vyande. Te heers te midde van ons vyande wat God se vyande is. Psalm 102 vers 14 tot 18 leer ons dat God sal opstaan en hom oor sy kerk ontferm, juis omdat sy knegte uit medelee en liefdevolle kompassie daarvoor gebid het. Dit was nog nooit God se intensie met die mens, dat die mens verliese moet ly, of verlore gaan, of swaar moet kry, of ellendig en beklaanswaardig moet wees nie. Nog nooit. God se gedagtes oor die mens, wat hy lief het, so lief het dat hy sy eniggebore seun gegee het, opgeoffer het, ter wille van hulle redding en hulle toekoms as verlostes. God se gedagtes oor hierdie mense, oor ons, is gedagtes van heil en 'n hoopvolle toekoms, volgens Jeremia 29 vers 11. Jesus het gekom, hy het self dit verklaar, nie om te veroordeel nie. Hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is en die wat verliese ly. En ook ly aan siektes en pyn en allerlei sulke werke van die bose. Die duiwel het te maklik daarin geslaag om die mens te belieg, te beroof en selfs te vermoor. En dan doen hy dit op so 'n manier dat hy jou laat dink dat dit God se wil is en selfs so ernstig dat dit God se skuld is dat jy ly. Baie keer is die mens die oorsaak van sy eie probleme, maar selfs daarin het die duiwel 'n definitiewe rol te speel. In Hosea 4 vers 6 staan daar: My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hoekom gaan sy volk ten gronde? Weens 'n gebrek aan kennis van wat sê God? Wat is God se wil? Wat sê die woord? Nou hoor nou mooi. Hy
wil nie laat ons ly nie. Hy het nie 'n begeerte dat dit met ons moet sleg gaan nie. Maar omdat ons onkunde het oor sy wil en sy woord, kry die duiwel dit reg om vir ons te belieg en die woord te verdraai. Jesus was ook versoek in die woestyn. Met 3 versoeke. Vir 40 dae en 40 nagte het hy daar gelei sonder kos en water. Maar Jesus het gesê, sy antwoord en sy verweer teen die versoekinge was, daar staan geskrywe. So, Jesus is die lewende woord, maar hy het die duiwel ondergesit deur te sê wat geskrywe is. Wat is sy Vader se wil? So, selfs Jesus wat versoek is, het nooit toegelaat dat die duiwel hom belieg of hom mislei nie, om oor hom te heers nie. Die woord is baie duidelik daaroor, dat hy sê, dat hy God se gelowiges nie wil laat lei nie. Hy sê hulle moet hulle bekeer tot God en sy woord. Met ander woorde, maak God in jou lewe en maak God se woord die belangrikste woord in jou lewe. Dan sal jou lewe totaal verander wanneer jy die duiwel geen plek gee nie. Die duiwel is baie skelm. Hy is ervare oor 6000 jaar met mense. Maar u het God. U het die upper hand, soos die Engelsman sê. U kan hom oorwin deur die bloed van die lam, deur die woord van die getuienis en deur God se woord te ken en jou eie lewe nie bo alles lief te hê nie, maar God bo alles lief te hê. As jy dit doen, kan die duiwel aan jou niks doen nie. God se gelowiges moet hulle liewerster, laat ek nie eers hierdie skrif sê. Nou, Hosea 4 vers 6, ons gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, né? Maar hy sê, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou ook verwerp, sodat jy vir my die priesterampt nie sal bedien nie. Ons is almal priesters vir God. Die ou verbond het net uit die stam van Lewi priesters aangestel. En daar was 'n rede daarvoor, maar ek gaan nie nou daarop ingaan nie. Maar in die nuwe verbond is Jesus die hoëpriester, hy het vir ons gesterf. Hy was die lam, sy bloed is gestort, sy lewe is geoffer, hy het opgestaan, hy het vir ons 'n nuwe lewe gegee, omdat hy in ons plek gesterf het. Maar Jesus is die hoëpriester, volgens die orde van Melchisedek, hy en hy alleen. So, as hy die hoëpriester is, as ons sy gelowiges is, dan is ons priesters, vir God, vir Jesus. God se gelowiges moet dan in lyn kom met God se wil, sodat ons nie in die moeilikheid beland nie. Dan sal jou lewe totaal verander, wanneer jy God alles maak. Wanneer jy die duiwel geen plek gee nie. Dit beteken egter nie, dat jy kan verhoed dat die duiwel jou sal aanval of probeer verlei en mislei nie, versoek nie. Selfs Jesus was versoek, maar hy het nooit toegegee aan die duiwel nie. Hy het nie toegelaat dat die duiwel hom belieg nie. Hy het elke keer gerespondeer deur te sê, maar daar staan geskrywe. So Jesus is die lewende woord, maar hy het geweet, wie is die woord? Hy is die woord en hy is die seun van God. En hy ken die woord, want hy is die woord. Hy het hom nie laat belieg nie. En hy het elke keer oorwin deur te sê, daar staan geskrywe. Daar is altyd aanslae en pogings van die vyand om jou te belieg, om jou te beroof. Maar as jy aan God jou onderwerp, dan sal jy die duiwel kan weerstaan en dan sal hy van jou af wegvlug en sal jy oorwin en niks oorkom nie. Niks oorkom nie, het 'n geestelike ewigheidsperspektief, naamlik, al verloor jy nou tydelik hier iets en daar iets, dan kan jy deur tot God te bid en deur God se woord te gehoorsaam terugwen wat jy verloor het. Jy kan oorwinning kry waar jy ingedoen was.
want dit is net tydelik. Markus 10 van vers 28 tot 31 sê dat God is vir alles vergoed. Hy sal vir jou vergoeding gee. Hy sal vir jou voorsiening gee. Al het jy verloor. Want hy is 'n goeie God. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Jesaja 43 vers 2 sê dit so, dat die water en die vuur sal jou nie oorweldig nie. Daar sal 'n aanslag wees, maar God se uitverkorenes sal nie oorweldig word of skade ly vir altyd nie. Kan dalk net tydelik wees, maar deur God kan ons oorwin. Volwassenheid in Christus is om te heers te midde van jou vyande. As jy daaraan kan slaag om te heers te midde van jou vyande, dan oorwin jy. Jy's meer as oorwinnaar deur Christus wat jou die krag gee, wat jou die wysheid gee, wat jou die lewe gee. Heers te midde van jou vyande staan in Psalm 110 vers 1 en 2. Hier is dit in die notas. Die Here het tot my Here, maar aanwoorde Vader het tot Jesus gespreek en gesê, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. U magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion en sê, heers te midde van die vyande. Heers te midde van die vyande. Daar sal altyd vyande wees, maar ons moet heers in die krag van die Heilige Gees en deur die kennis van sy woord. Eksodus 12 vers 13 leer ons dat God se vyande met pla en strafgerigte getref word, terwyl dieselfde pla God se uitverkorenes verbygegaan het. Verbygegaan het beteken daai presiese woord wat ons vir Paasfees gebruik, Passover. It passed over for the children of God, because they are in a covenant with God. Nou hoor nou mooi. Terwyl dieselfde pla God se uitverkorenes verbygaan. Hoekom? Want die duiwel weet al te goed wanneer jy glo en wanneer jy twyfel en wanneer jy glad nie glo nie. So die Here is aan ons kant en hy het vir ons voorsiening gemaak. So ons kan deur Jesus se bloed, die bloed van die Paaslam, kan ons beskerming kry en ons kan die vloeke verbreek, want Jesus het 'n vloek geword in ons plek deur aan 'n kruishout te hang. Met ander woorde, daar hoort nie vloeke in jou lewe te wees nie. En niemand kan jou vervloek nie, want jy is beskerm deur die bloed van Jesus. En die naam van Jesus is 'n hoë toring oor jou. Geen vloek sal tot jou deurdring nie, want God is jou beskerming. Jesus Christus se bloed, die Paaslam se bloed, beskerm ons en bied ons vrywaring van vloeke en enige magte van die bose. As Jesus aan ons plek in die kruis gehang het, dan het hy in ons plek seën vir ons bewerk, deurdat hy die vloek geword het, sodat sy seën ons erfenis kan wees. Vers 23 wys dit duidelik uit, dat God die Almagtige bo alle skepsele is, en dat hy self, Jesus self, ons verlosser, dat hy self vir ons die oorwinning bewerk het. So hy is die offerlam, die vloek was op hom, sy bloed het vir ons vergifnis gebring by die Vader, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dis 'n fantastiese almagtige God wat ons kom red het, kom verlos het en ons kom laat triomfeer het oor die bose magte. En hy het dit alles gedoen sodat ons geseënd kan wees. Maar die verderwer sal nog steeds aanval. En God is die een wat hom kan toelaat of hom blokkeer. Maar as ons aan God onderwerp en ons gehoorsaam sy woord, en ons bid en bind die duiwel, dan kan die duiwel ons niks maak nie, want hy het vir ons gesag gegee oor die vyand. Prys die Here. En nou, waarop kom dit neer? Ons is sy gestuurdes,
Ons moet hom bind en ons moet hom onderwerp aan die waarheid deur te sê, daar staan geskrywe, net soos wat Jesus gesê het, net soos wat hy gedoen het. Elke keer wanneer ons nagmaal gebruik, verkondig ons aan die bose dat hulle in Christus oorwin is en dat hulle onder die voete van Jesus behoort te wees, en dan kan ons in die naam van Jesus hulle bind en hulle beveel om daar aan Jesus se voete te onderwerp. So in Christus oorwin ons. Ons is meer as oorwinnaars, al te seker het Jesus dit vir ons bewerk. Meer as oorwinnaars. Die bloed van Jesus verklaar dat alle siekte, pla, armoede, ellende ensovoorts, al die vloeke, by ons moet verbygaan. Verbygaan beteken Passover. The Passover weekend. Dit kom alles van Genesis 12, waar daar 'n offerlam geslag moes word. Of nee, Exodus 12, waar 'n offerlam geslag moes word, aan die deurkosyne bo, en aan die twee kante, se deurposte, moes die bloed van die lam geverf geword het. Nou dit is presies wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het met sy twee arms die deurposte aan sy kante en met sy hoof wat die doringkroon en die bloed waaruit gevloei het hy vir ons bewerk verlossing en beskerming teen vloeke en sy voete aan die vertikale balk van hout waar hy deurboor was hier sy voete ook. Die volledige verlossing het Jesus vir ons bewerk deur sy bloed. So peste en pla en ellende moet by ons verbygaan, Passover. Terselfdertyd verkondig dit die beloftes van die Nuwe Testament aan ons. Want in die bloed is die volledige Nuwe Testamentiese beloftes aan ons beloof. Halleluja, en die brood is verkondig dat Jesus vir ons die hemelse manna is, dat hy ons voed, en dat hy ons versterk, en dat hy ons kragtig maak in die krag van sy sterkte. So ontstaan in die opstandingslewe van Jesus Christus. Die bloed van Jesus preek as te ware 'n boodskap aan die bose en sê, julle is oorwin, julle is tot nul effek deur die bloed van Jesus. Jy moet dit onthou, jy moet dit vir hom sê, jy moet dit vir hom preek, jy moet hom bind en hom bestraf, die bose magte. En terselfdertyd is dit ook 'n boodskap aan die gelowiges dat hulle nie meer onderworpe is aan die vloeke en die bose werke nie. Ons is nou meer as oorwinnaars deur Christus wat ons liefhet. Dit is wat die Bybel ons beloof. Deur Christus wat ons liefhet. Toe Christus uitgeroep het aan daai kruis, dit is volbring, het hy bedoel wat hy gesê het, omdat daar krag is in die bloed van die lam aan die kruis. Want sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis vir enige sonde nie. Maar as ons in Christus glo, en ons glo in die krag van sy bloed, dan is ons vergewe. Dan hoef ons nie te betaal nie, want Jesus het in ons plek betaal. Prys die naam van Jesus. Maar as u en ek dit nie glo nie, dan werk daardie krag van die bloed van Jesus nie vir ons nie. Want ons is nou ongelowig, net soos enige ander ongelowige en sondaar. Ons moet dit nie net glo nie, maar ook met autoriteit spreek en uitleef. Leef die waarheid. Dit sal vir die vyand wys, jy glo waarlik in Jesus Christus se offer wat hy gebring het, deurdat jy dit lewe, en jy doen dit met erns en met gesag en autoriteit. So die sleutel tot God se krag, tot oorwinning vir u en my, lê in ons harte, Daar glo ons en daar, of ons twyfel daar. En het is nie net in God se hande nie, dit is ook veral wat ons glo, wat Jesus vir ons gedoen het. Dit is uiters belangrik. God het sy seun gegee.
Sy seun was die lam wat vir ons geslag was. En jy en ek moet net vir God ontvang in ons harte, dat hy daar woon, dat hy ons verlosser is, en dan eis ons van die vyand alles wat hy gesteel het. Wat het die duiwel alles gesteel? Alles wat die eerste Adam gehad het, heerskappy oor die skepping. Dis wat die eerste Adam gehad het, heerskappy oor daardie aarde wat Adam en Eva bewandel het. Maar hulle het dit prys gegee, deur die duiwel eerder te gehoorsaam as om God te gehoorsaam, waar God gesê het, van al die bome mag julle eet, maar nie van daai boom nie. En die Satan het gekom en vir Eva verlei, en Eva het na Adam gegaan, en ook vir Adam dieselfde onderwerping aan die duiwel laat uitleef. En daardie meer gehoorsaamheid aan die duiwel as aan God, het die vloek op die mens gebring. En tot vandag toe, as die mens nie hom onderwerp aan Vader God en sy seun Jesus Christus, en hulle het nie buig en bely dat Jesus hulle Here is nie, dan is hulle nog steeds onder die vloek. Hulle is nie vergewe nie, maar eerder verdoem tot ondergang en tot ewige straf. Maar as Jesus in ons plek gesterf het, die straf in ons plek gedra het, en sy bloed vir ons vergifnis bewerk het, dan is ons vry. Dan is ons in heerskappy oor die vyand. Want nou weet ons dat die vyand se krag is tot 0 effek. Want toe Jesus gesê het, dit is volbring, het dit werklik geword. Die waarheid het gemanifesteer. Ons was vergewe. Deur die bloed van Jesus is daar vergifnis vir ons. Maar as ons nie glo nie, twyfel en ongeloof en daai goede is ons vyand, dan werk die woord nie vir ons nie. En God kan ons ook nie help nie, want hy het alles gedoen vir ons. Al wat ons moet doen dan is om aan hom gebonde te wees, aan hom vas te kleef, hom alles te maak in ons lewe, en elke woord wat oor die lippe van God gegaan het, te glo. Moenie mense se praatjies aanhang nie. Baie mense maak baie praatjies en baie praatjies maak baie gaatjies. Dis duiwelse raad, en dit verwar jou, en dit belieg jou, en dit maak jou kragteloos. Ons maak die evangelie van Jesus Christus kragteloos deur mense se opinies aan te haal, tradisies van mense aan te kleef, en dit eerder te maak wat ons gaan volg, as om die woord te volg, as om ons oor te gee aan Jesus en vergifnis te kry deur die bloed van Jesus. God het sy seun as lam gegee om geslag te word, sodat ons kan oorwin. U moet dit net van God ontvang. Dit is 'n geskenk. U kan nie werk daarvoor nie. Dit is genade dat hy dit vir ons geskenk het. U moet dit net glo, en u moet daaraan kleef, vashou die waarheid in u hart. Hy het sy lam gegee, en ons glo dit. Dit wat die duiwel van ons kom steel het, vrede by God, en oorwinning en heerskappy oor hierdie aarde, dit gee God vir ons terug, sodra ons glo wat Jesus vir ons gedoen het, deur sy sterwe aan daai kruis, deur sy bloed, en deur sy opstanding. Dan is die opgestane Jesus binne in ons, en groter is hy wat in ons is, as hy wat in die wêreld is. Dis die waarheid van die evangelie van Jesus Christus. So die eerste Adam het als kom opvoeter, as ek het so kan stel. Die eerste Adam het nie na God geluister nie. Hy het na die duiwel eerder geluister. Ons moet dit nie ook doen nie. Ons moet keer, ons moet vashou in die Here. Ons moet die Here alfa en omega maak in ons harte, in ons gedagtes, in ons hele lewe, in ons benadering. Alles, Jesus is eerste. Soek eers die koninkryk van God. Soek God eerste en sy koninkryk en sy geregtigheid, en die res sal vir u bygevoeg word. En u sal kan triomfeer oor die werke van die bose. So, die tweede Adam is Jesus Christus wat kom wys het hoe hy die Vader gehoorsaam tot die dood toe, totdat hy gekruisig is in ons plek. Jesus Christus het alles teruggekoop aan daai kruis, deur sy bloed en deur sy sterwe en sy opstanding. Lees u testament, lees hom, dis die evangelie, dis die woord van God.
Psalm 105 van vers 37 tot 45 leer ons dat God nie net sy volk uit die mag van die vyand in Egipte land gered het nie, maar ook dat hulle met die goud en silwer van die Egiptenare daar uitgetrek het. God het hulle geseën, maar jy moet nie laat daai goud en silwer en die dinge in die rykdom van hierdie wêreld en posisie en mag en al daai tipe van goed, moenie laat dit vir jou te belangrik word nie. Laat God vir jou te belangrik wees, maar niks anders nie. Laat God wees en onderwerp jou aan God en dan sal al die ander goede in plek val. So God het sy volk uit Egipte land gered, maar hy het hulle ook beloon met die goud en die silwer van die Egiptenare. Selfs ook het die Egiptenare 'n vrees vir hulle gehad, omdat hulle transformasie van 'n slaafmentaliteit verander het na 'n heerser. En hulle het groot skrik gevang toe hulle sien, maar die mense wat hulle as slawe aangehou het om vir hulle te werk, is eintlik nou in die naam van die Here, is hulle die heersers, en is die duiwel onder hulle voete, en so ook elke mens wat deur die duiwel beheer word, kan niks doen aan God se kinders nie. Selfs ook die Egiptenare het hierdie transformasie aanskou, wat verander het van 'n slaafmentaliteit na 'n heerser, en dit is wat die wêreld ook in ons sien, wanneer ons Jesus Christus alles maak in ons lewe. Moenie laat die wêreld u flous, of die duiwel u flous, deur te probeer soos die wêreld wees nie. Hulle is onder die duiwel se mag. Die hele wêreld is in die duiwel se mag. Maar ons as kinders van God is uitgehaal onder die mag van die duisternis, en ons triomfeer as meer as oorwinnaars. Ons hoef nie eers te probeer oorwin nie. Ons is meer as oorwinnaars deur Christus, wat dit vir ons gedoen het uit sy liefde. Dis 'n belangrike kontras. Wat is die belangrike kontras? Dat Christene wat dink hulle is gered, maar nie regtig gered is nie. Hoekom? Omdat hulle nie regtig glo nie. Omdat hulle nie regtig hierdie waarheid aangeneem het in hulle harte, dat hulle meer as oorwinnaars is nie. Dan sê hulle almal, hulle is Christene, hulle is in die kerk van Christus. Maar die vrug van Christus is nie in hulle lewe nie. Jy kan nie die vrug van geregtigheid sien in hulle harte, in hulle doen en late nie. En dan is dit 'n valsheid. Valse teologie, valse gelowe, valse godsdiens is soos lou water. Dit maak jou naar, jy spoeg dit uit. En jy het geen gesag oor die bose magte nie. Niks. Want die bose magte weet, hulle het vir jou gelieg, en jy glo hulle eerder as wat jy vir God glo. Ons moet baie versigtig wees daarmee. Nou as die bose magte sien, jy het geen persoonlike verhouding met God nie, en jy het ook geen persoonlike ervaring en 'n persoonlike getuienis dat jy in 'n verbond met God is deur wedergeboorte nie, dan gaan hulle jou aanval, want hulle weet jy's vals. Jy's 'n fariseer, jy gee voor, jy sê jy het krag, jy het 'n gedaante van godsaligheid, maar jy die krag verloon. Dit beteken jy het vergeet dat jy krag het, en jy verloon dit deur te sê ek is sterk, maar jy is nie regtig sterk nie. So jy jok, jy lieg eintlik. En as jy lieg, dan gehoorsaam jy die vader van die leuns. So die duiwel weet dit baie goed, en mense ook, hulle kan sien, jy gee voor. Jy is nie waarlik 'n kragtige mens van God nie. So dan sit jy met 'n valse verlossing. Maar anderwoorde, jy sit nog steeds in Egipte land. Jy sê jy is in Kanaan, maar jy sit in Egipte land. Want jy het die bloed van die lam aan die deurkosyne jy verag. En dit is wat die duiwel laat verbygaan het, die engel van die dood by jou deur. Maar nou lieg jy, so jy gehoorsaam nou ook die duiwel, net soos wat Adam, die eerste Adam dit gedoen het. Maar jy met die tweede Adam, Jesus Christus, alles maak, die koning maak in jou lewe, want dit is sy bloed wat jou verlos, wat jou uithaal uit
die heerskappy van die duiwel oor jou. So dan, daai selfe bloed, gee jou heerskappy oor die duiwel. So, moenie toelaat dat die duiwel vir jou aanhou lieg nie. Ken die waarheid, spreek die waarheid, bind die duiwel, bestraf hom, jaag hom weg en onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. So, met ander woorde, as jy vals is in hierdie ding, en jy het nog 'n slawe mentaliteit, en jy glo nog, jy is nou maar sommer net 'n ellendeling, en armoedig, en jy is vervloek. As jy dit glo, dan is jy teen God eintlik, vir alles wat God gedoen het vir jou. So jy is belieg, en jy glo eerder die duiwel, net soos wat Adam en Eva gedoen het. Dan werk die krag van die bloed nie vir jou nie. So jy is hierdie kant van die Rooi See, en jy kan nie deur die Rooi See gaan nie, want in die Rooi See, deur hom het die Israeliete wat geglo het gegaan, en toe die Egiptenare agterna kom, en Farao, toe laat God die water oor hulle gaan. Dis die graf. Dit is waar die doop inkom. Die ou mens is dood, die sondige mens leef nie meer nie. Want Christus het vir dit gesterf, so as jy in Christus glo, dan het jou sondige natuur gesterf saam met Christus, is begrawe in die Rooi See, saam met al die Egiptenare. En jy het aan die ander kant uitgestap, as meer is oorwinnaar. Jy die beloofde land wat voor jou lê, jy neem elke belofte wat God vir jou gee, in besit, en jy word meer as oorwinnaar. Jy is kragtig in die krag van God se sterkte. Nou, jy moet oppas, dat jy nie die kant van die Rooi See sit, en jy is nog onder die beheer van alkohol, van rook, van vloek, van pornografie, en allerhande sondes, waarmee die duiwel jou versoek nie. As jy 'n slaaf is van enigiets, dan is jy nie in beheer nie. Jy kan nie heers nie. Die duiwel heers oor jou. En jy kan nie bekostig om te sondig nie. Daar's mense wat sê, ag, maar die Here verstaan. Die Here verstaan, ja, hy verstaan dat jy nie glo nie. En as jy nie glo nie, kan jy nie gered word nie. Ons word gered deur geloof en nie deur ons eie werke nie. Maar dit is genade. So God se genade is groot genoeg om vir jou die opstandingslewe van Jesus te gee, sodat jy kan triomfeer oor die duiwel se versoekinge en sy werke in jou lewe. So jy moet dwars deur die Rooi See wees, jy moet gedoop wees in water, nadat jy geglo het, as 'n getuienis dat jy saam met Christus gesterf het, en dat hy in jou opgestaan het. So, as jy nog twyfel in al hierdie goede, dan is jy nog gedemoniseerd. Dit beteken, die duiwel het nog 'n beheer oor jou. Hy hou jou vas, hy hou jou terug. Jy kan nie geestelik groei nie. Dit wil sê, jy sê dat jy's gered, maar jy het geen godsvrug wat dit wys nie. Jy het 'n gedaante van godsaligheid, maar jy verloon die krag van die opstanding van Christus in jou. So, nou sit jy in Egipte, in godsdienstigheid, en jy is nie in die beloofde land nie. Christus is die beloofde land. En dit beteken, jy het nie daai krag van die opstanding van Jesus aanvaar nie, in jou eie gemaak nie, en daarin geoefend geraak nie. So, jy lewe nog onder die Egiptiese wette, en jy is nog steeds 'n slaaf vir die sonde, wat jy so maklik aangryp en gehoorsaam. Dit sal jou 'n gedaante van godsaligheid gee, maar sonder die krag. Heeltemal sonder die krag. Die pla en die teisteringe van die Here teen Egipte kom steeds op hulle, omdat daardie mense nie glo dat Jesus die straf gedra het nie. Nou moet hulle nog steeds voel, maar hulle skuldig, hulle voel minderwaardig, en daarom kan die duiwel met hulle woer speel. En hulle staan dan onder die wette, en die duiwel besef, en die duiwel ryk hierdie ongeloof. Die ryk, dit is soos haie wat bloed en gespartel in die water ryk, en dan is hulle onmiddellik daar, op daardie persoon wat spartel in ongeloof. Baie sulke mense wat so twyfel, het geen idee van wat in die geesteswêreld aangaan nie. Hulle kan ook die duiwels uitdryf nie. Hulle kan die siekes gesond maak nie. Hulle het nie onderskeiding van geeste, van watter bose gees werk hier aan die werk nie. Hulle fungeer ook nie in die gawes van die Heilige Gees nie, want daar's baie kerke wat sê, maar die gawes van die Heilige Gees werk nie vir vandag nie.
Ek wil nie in so 'n kerk wees nie, man. Sonder die gawes van die Heilige Gees kan ek nie oorwin nie. Ek het die Heilige Gees nodig om die werk vir die Here te doen. Sonder die Heilige Gees kan ek niks doen nie. Sonder Jesus kan ek niks doen nie. So, jy moet weet dat die duiwel lieg en hy deur sy leuns maak hy jou kragteloos. Hy maak jou godsdienstig. Ons moet nie in geestelike droogte leef nie. Ons moet vol wees van die Heilige Gees. Hulle kan nie hande oplê op die siektes nie. Hoekom? Want hulle het nie die Heilige Gees nie. Hulle het nie daai volheid nie. So kom ons kyk. Die gawes van die Heilige Gees werk nog vandag. Dis die waarheid. Glo dit en leef dit. Beleef dit en doen wat die Here sê jy moet doen. Lê hande op die sieke. Gaan uit. Lei mense na die Here toe. Eet van die hemelse manna. Dis die salwing van die Here wat ons nodig het. Ons moet die salwing van die Here Jesus Christus hê sodat ons kan siekes gesond maak. Maar dit is tot ons beskikking. Want hy sê vir ons, as jy in die Here glo, maak die siekes gesond. Gaan, Jesus sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan nou en maak disippels, maak hulle gesond, doop hulle en leer hom als onderhou. Gaan, dryf duiwels uit. Die Here het dit gesê, so hy het die mandaat en hy gee vir jou en my die mandaat, sodat ons dit kan doen. Glo jy dit regtig? As jy dit glo, dan kan jy dit doen. So, baie mense sit nog in Egipte land. Hulle is onbekend met die wonderwerkende krag van die Heilige Gees. Hulle sit nog met die dorheid van die woestyn, van Egipte, en van die woestyn tussen Egipte en die beloofde land. Hulle deel ook nie in die verbondseëninge van Abraham en Christus nie. Maar het 'n las van vloeke en demoniese teistering. Hulle jubel nie en juig nie. Hoekom? Want hulle het nie daai blydskap van hierdie verlossende genade nie. Hulle glo nie dat hulle vry is en dat hulle triomfeer nie. Daarom juig hulle nie. Vers 44 sê dat die skatte van die heidene, waaroor die heidene waarvoor hulle hard gewerk het, dit behoort aan die kerk van die Here. Dit is versamel en bymekaar gemaak vir God se gebruik. Ons moet dit in besit neem, en ons moet die koninkryk van God laat kom. Hierdie bogenoemde dinge is in die kerk, en dit is die grootste probleem van die kerk vandag, is omdat ons sê, ons is kinders van God, maar ons dra nie daai vrug nie. God het alles vir ons gedoen, en het vir ons sy woord gegee, het vir ons sy Heilige Gees gegee. Dis tyd dat ons standpunt moet inneem. Of ons is slawe, of ons is heersers. Ons kan nie albei wees nie. Vir baie jare het die kerk gehoop om te heers, deur daaroor te praat en te wonder. Nou is dit die tyd om dit te ontvang en te ontwaak en wakker te skrik en te sê, maar dit is die waarheid. Ek glo die waarheid. Gee dit vir my, Here. Ek gaan dit nou doen in gehoorsaamheid. Openbaring 3 vers 11 en vers 17 praat van 'n kroon wat aandui dat ons heerskappy het. Wat die bose wêreld sien daai kroon van Christus op ons. Christus se heerskappy, wat hy vir ons gegee het toe ons uitgestuur het om te gaan, om disippels te maak. Hulle sien dit, en hulle is bang vir ons. Maar as hulle sien dat ons in ons eie oë so sprinkane is, dan sal ons vir hulle so sprinkane lyk. Dit hang af wat jy glo, broer en suster. Dit hang af wat jy glo. Glo jy hierdie woord? Is jy soos die 12 verspieders? 10 van hulle het getwyfel. Hulle het gesê, daai reuse is te groot, die duiwels is te sterk. Maar 2 van hulle, Joshua en Caleb, het sê, nee, dis vir ons beskore. Kom ons laat ons dit optrek, laat ons gerus in besit neem. En God het hulle harte gesien, Numeri 14:24. Maar my knegt Caleb, omdat 'n ander gees in hom was, en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die beloofde land, waarin hy sal triomfeer tot die einde toe, en sy geslag daar laat vestig, en dat dit God se belofte is. Dit is Christus. Christus is die grootste belofte, en hoe meer ons glo, hoe meer neem Christus oor aan ons lewe, in die leeu van Juda, brul in ons binneste, en net waar ons gaan, sien die duiwel dit, want hy sien, hier's iemand wat glo,
in die woord van God. Wat sien die mense as hulle na u kyk? Wat sien die demone as hulle na u kyk? Ons moet waak dat wanneer Christus kom, ons nie ook bevind word as ellendig, beklaanswaardig, blind en naak nie. In Openbaring 3 vers 18 nooi Christus ons om te koop. Moeitevolle studie van die woord, te koop, dit beteken dit kos jou iets. Moeitevolle studie, wat sê die woord regtig? Ons moet geklee wees in sy gesag, sy autoriteit. Ons moet gesalf wees om te kan dien. Die salwing kom van Christus af. Hy en die Heilige Gees is die twee gesalfdes wat ons lewe moet oorneem. O broeder en suster, kom ons wees ywerig en bekeer ons, soos vers 19 ons vermaan. Dis tyd om standpunt in te neem. Daar's 'n waarskuwing. Die waarskuwing sê, wanneer 'n mens die roem en die rykdomme van die wêreld liefhet en begeer om te ontvang, sowel as jy begeer ook God se beloftes, maar jy glo dit nie, dan sal jy nie God se beloftes ontvang nie, en jy sal droog wees, nie vol van die Heilige Gees nie, en jy sal op jou eie krag moet staat maak, en dit sal nie werk nie. Maar as jy in daardie posisie is, dan is daar 3 groot gevare. Nommer 1, die vyand kan verwoed terugkom met 'n teenaanval en jou teen die see vasdruk. U het al opgemerk dat wanneer u vir God geslaag het iewers, die duiwel dadelik met 'n terugaanval kom om jou te intimideer. Moenie jou laat intimideer nie. Die troos lê hierin dat God net 'n groter wonderwerk wil doen. Moenie omdraai nie, moenie vlug nie, moenie gaan lê nie. God sal jou deur die see vat. Dis die grootste wonderwerk wat ek van weet in die Bybel, is toe God daai see gesplit het in 2, en die Israeliete almal daar deur gegaan het, droogvoet, en toe die Egiptenare agterna jag, toe maak God, sê vir Moses, steek die staf weer uit, en toe gaan daai see oor hulle almal. Vandag nog ontdek hulle die wiele van die strydwaans en die goede van die Egiptenare in daai see op die bodem. En hulle dan besef, maar dit is dan die waarheid van God. So, moenie twyfel nie. 'n Ander gevaar lê, nommer 2, ander gevaar lê in jouself. Omdat jy daar kan hoogmoedig raak as jy dink jy's beter as ander mense, omdat jy neersien en jy's hoogmoedig in die kerk en jy kyk neer op ander mense wat swakker is en so aan, en jy vergeet van die lewe van Christus wat vir jou geoffer is. Jy vergeet dit dat dit 'n genade is en dat God jou gered het uit genade en nie omdat jy dit verdien nie, dat jy nie entitled is daarop nie, maar dat jy dit ontvang met groot danksegging. Moenie begin om 'n goue kalf te maak met die goud en silwer wat God jou gee toe jy in hom begin glo nie. Hou aan in hom glo, gebruik hy goud en silwer en bou God se koninkryk. Jy begin dit verhef en aanbid, en voor jy jou oë uitvee, dan het jy die goddeloosheid aangegryp, terwyl God jou gered het van al hierdie goede, en dan het dit skielik vir jou vergete geraak, en jy is onbewus van die feit wat die grote genade van God was, wat hy toe jou gered het. Gebruik liewer dit wat God jou mee seën, gebruik het om God se koninkryk uit te brei. Nommer 3, die volk het terugverlang na die vleispotte van Egipte. Oppas dat jy nie terugverlang na die wêreld nie. Oppas dat jy nie terugverlang na partytjies en dronkenskap en loop en jy weet, jou vrou verneek en sulke goede nie. Moenie teruggaan na die wêreld toe nie. Moenie toelaat dat die duiwel vir jou weer versoek en jy weer in daai struik trap nie. Wanneer dit goed gaan met 'n mens, moet jy meer dankbaar wees teenoor God, nader aan God probeer gaan, vergeet van die wêreldse aanloklikhede. Jy kan nie God en mammon dien nie, jy kan nie sondig en 'n kind van God wees nie. 2 Timoteus 4 vers 10 vertel van Demas in die Nuwe Testament, dat hy die teenswoordige wêreld lief gekry het, nadat hy by Jesus uitgekom het, het hy die teenswoordige wêreld weer lief gekry. Wie 'n vriend van die wêreld is 'n vyand van God. Dit sal nooit verander nie. Maar God die seën
in Jesus naam. Amen.